so bly ek behoort aan die Here. Die vyand sal alles in sy vermoë probeer om ons terug te sit. Maar God sê, ek het vir jou toekoms. Ek wil vir julle saam lees in die boek van Jeremia, die 29ste hoofstuk van vers 10 af. Hy sê ons, so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Want ek weet wat die gedagtes ek gaan met julle koester spreek, die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle my vra met julle hele hart. En ek sal my hart deur julle laat vind, spreek die Here, julle lot verander en julle versamel in die nasies en in die plekke waarheen ek julle verdryf. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid en die genade en die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met U liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat rondom hierdie gedagte. Jeremia 29 gebeur daar iets. En dit is die koning van Jerusalem in die naam van Jehonia word weggevoer saam met sy mense uit ballingskap. Hulle word in ballingskap weggevat na die plek van Babel toe. En terwyl hulle in Babel is daar 'n mate van iets wat met hulle gebeur. Daar word 'n mindset by hulle ingeprint van julle is slawe. Julle is nie vrye mense nie, julle is slawe. En dadelik terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, te begin die Here met my te praat oor hoeveel maal in ons lewe voel ons vasgevang in sekere omstandighede, sekere dinge, dat ons voel ons is 'n slaaf. Julle glo my nie. Wie van julle gaan werk toe in die oggend met 'n blye hart in sy siel en sê, ag, prys die Here, ons gaan werk vandag. Of gaan jy werk toe met al die gedagte van, wie wat, ek werk net om my skuld te betaal. Dit is allemaal, dit gaan net oor om klaar te maak. En dadelik begin die Here met my te praat van wie wat is die slegste van alles, is dat die duivel ons al so geïndoctrineer het en ons so vir ons gelieg het, dat ons nader die leuen begin glo en selfs die leuen begin verkondig. Daar is baie keer in ons lewens wat ons sê, ek wonder of daar werklik vir Suid-Afrika 'n toekoms is. Ek het vandag, toe sit ek na 'n paar goed en kyk op TikTok en paar goed wat genoem word en onder andere een van die goed in die EFF waar ek lating maak en dadelik kom my hart op. Here, ek wonder of daar nog 'n toekoms is vir ons kinders. En die Here sê vir my, jy sien, daar sekere dinge wat ons eers sal moet sien voordat daar verandering kan kom. En dadelik vra ek myself die vraag af, Here, wat wil U hê moet ek sien vanaf? Die Here sê vir my, jy moet eers uitkom uit jou omstandighede uit, op 'n plek van vryheid, dat jy kan sê, ek is vrygemaak. Nou weet wat, dis baie maklik om te sê, ek is 'n vrygemaakte, 'n bloedgewaste, en 'n wedergebore, 'n kind van God, maar leef ons soos iemand wat vrygemaak is, leef ons soos iemand wat in vryheid is, leef ons soos iemand wat sê, daar's niks wat my kan keer nie, want God is aan my kant. Ons leef ons met hierdie houding van, ons maar sien wat gebeur môre. En hier in my, dadelik laat daarom dink, want jy sê hierdie klomp Israeliete kom, hulle word die ballingskap uit teruggeneem by Jerusalem toe, hulle word daar in Jerusalem gesit, maar hulle leef soos slawe. Hulle leef soos mense wat nog onderdruk word, hulle leef soos mense wat nog steeds in 'n gat sit.
En daarin begin die Here met te praat en sê, wanneer gaan julle op die punt kom, waar julle besef, julle is vrygekoop? Wanneer gaan julle op die punt kom, waar julle besef, julle is kinders van 'n lewende God? Jy sien, ons word so geïndoktrineer, dat ons omstandighede heers oor dit wat ons voel, en ons dink, daar is geen hoop vir die dag van môre nie. Ek wil vandag vir jou sê, Jeremia 29:11 sê, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms, sê die Here. Ek het nie vir jou gedagtes van onheil nie, nie gedagtes van vrees nie. Ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. En wat gebeur? Ons staan daar en ons is afgeheer. As ons net môre kan survive, sal dit okay wees. Kan ek maar vanaand vir jou sê, ek het 'n bietjie hieroor gaan sit en dink, want ons word so gedoktrineer deur ons omstandighede. Gaan kyk na 'n jong man met die naam van Dawid, wat skape oppas. Wat jy moet voorlaat, ek is 'n skaapwagter. Wat gaan jy nou word, net 'n skaapwagter? Dis al wat ek kan doen, dis al wat ek gekwalifiseerd is om te doen. Kan ek dit vanavond vir jou sê? Daar's baie van ons met dieselfde mentaliteit in ons werk het. Ek kan net hierdie doen so. Ek kan nie eens aansoek doen vir ander werk nie, maar hierdie is al wat ek kan doen. Kan ek dit vanavond vir jou sê? Is omdat jy gedoktrineer is. Jy het 'n mental blok vir jouself aangekry. Jy het 'n slaaf geword van jou omstandighede, 'n slaaf van jou werkgewer. Pastoor, ja. Want jy sien iets het my begin pla, is dat ons in die lewe begin glo, daar's nie toekoms. Ek het hierdie week met 'n jong man en vrou gepraat wat op pad is Australië toe, en ek vir 'n vrou, kom immigreer hier, en sê hulle vir my, pastoor, want daar's nie meer 'n toekoms vir ons nie. Toe sê ek, hoekom nie? Sê hulle, die dinge wat in die land aangaan, toe sê ek, is reeds, jy kan dit sien as 'n probleem, of jy kan dit sien as die grootste geleentheid van jou hele lewe. Jy sê, ek wil jy moet vandag verstaan, dat as God sê, hy het vir jou 'n toekoms, kan ek jou die waarborg gee, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie, hy sal met jou wees, tot aan die volleinding van hierdie wêreld toe. Hy het jou hier gekoop met sy kosbare bloed. Maar jy moet glo in 'n toekoms saam met God. Jy sien, Dawid sit in die veld, en het begin te frustreer my. Hy vat maar 'n harp en hy begin te speel en hy begin te skryf. En hy het die mooiste psalms geskryf, mooiste liede geskryf, mooiste goed geskryf. Maar jy sien, hy was vir meer bedoel as dit waarna hy sit. Kan ek dit vandag vir jou sê, jong mens, moet nie glo as onderwyser of iemand vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, God het vir jou groter dinge in store. Hy het vir jou 'n toekoms wat hy vir jou beplan, nie wat mens vir jou beplan nie. En daar kom Dawid op 'n stadium, en hy kom roep om in die veld en sê, jou pa soek jou. Want daar's 'n man met die naam van Samuel wat jou wil sien. En sy pa se oë was nie goed genoeg. Sy broer se oë was nie goed genoeg. En kan ek dit vir jou sê, ons begin in naderhand glo. Want er is baie mense vir jou sê, jy is 'n stuk rubbish, nog nie naderhand, jy is net 'n stuk rubbish. Kom ons wees eerlik. God kyk na Dawid en hy sê, ek sien die toekoms in jou. Verander mense. Vat vir Dawid, haal met sy omstandighede uit. Haal met die herdersveld en kry hom daar by Samuel salf hom as koning. Jy sien, ons is so geneig om baie keer te dink, ek sal die Here net met my doen, of ek het miskien nie die hart nie, of ek is miskien nie die persoon nie, of ek is ook nie die regte een nie. Kan ek dit vanaand vir jou sê, is omdat jy in beheer van jou toekoms wil wees, in plaas van om te sê, Here, U is my toekoms, U is die bron van krag, U is my redding, U is die een op wie ek vertrou. Ek vertrou U met my hele hart, my hele siel,
my hele wese verander. Jy sien, dis wanneer jy weer in die toekoms begin glo, dat jou eie uitkyk begin verander. Steur waarvan praat jy? Jy sien Dawid se broers nie van hom gehou nie. Want hy was nie die oukie met die oorlog ontsloer nie. Hy was die oukie wat skapies opval en daar apart is. Hy is die ou wat die uitgeworpene, die swart skaap van die familie. Sy pa sê vir hom, vat hierdie goed en gaan geef jou broers kaas en vir die koning kaas en kos en sê nou goed, want hulle is al op die oorlogsveld. En jy sien, dit vat tydsberekening. Wat toe Dawid daar aankom, was dit die oomblik wat die reus gesê, vlies julle God. En ek daag jou uit, ek daag jou God uit, man. Kom net soos wat jy is. Ek wil vanavond vir jou sê, dit vat tydsberekening om baie keer jou toekoms binne te gaan. Dit vat baie keer God se plan in jou lewe. Dit vat baie keer meer as wat jy dink. En die oomblik toe Dawid sy voet neersit op die oorlogsgrond, toe word sy toekoms bepaal nie deur 'n mens nie, maar deur God. Maar dit vat baie keer mannemoed, dit vat baie keer om te sê, ek weet, ek gaan dit nie maak nie, maar ek weet, my God is in staat. God maak nie leiers wat nie dapper is nie. Ek moet bereid wees die kans te vat om te sê, ek vertrou op God vir die toekoms. Al het 1000 mense my sê, jy gaan dit nie maak nie. Al het my eie mentor vir my gesê, jy sal nooit 'n goeie predikant wees nie. I don't care. God het vir my 'n belofte gemaak. En ek sal staan op dit wat hy sê, wat ek glo, God het vir my toekoms. Ek wil begin afsluit. En terwyl ek na hierdie man se lewe kyk, toe kom daar nog 'n man in my gedagtes stop in die naam van Josef. Ongeveer dieselfde situasie. Sy broers haat hom, maar God het hom lief. Gooi hom in 'n put. Kry 'n paar ouens wat verby kom, besluit hy gaan verkoop hom. As 'n slaaf. Wat se toekoms sien hy? Kan ek dit vanaand vir jou sê? Ons droom te min oor dit wat God vir ons wil doen. Ons kyk te min na die toekoms en te veel na wat agter ons is. Word gekom deur 'n man, gaan werk in sy huis. Die ou se vrou laai kom, sy vir my daar slaai maar daar. Kom kyk by my. Sy skeer 'n stuk van sy kleed af. En die ander die huis kom te sê, sy kyk jou lynwag op my verkrag. Of jou diensknegt. Vat hom, gooi hom in die tronk en vir 6 jaar, ons almal ken die verhaal, ek moet nie daaroor gaan doen. 6 jaar sit dit binne in die tronk. Sy kom vra Josef, kom sit gou vanaand nie by my, vertel my, hoe sien jy die toekoms? Sal hy sê, meneer, hier wat nou sien ek nie uitkoms nie. Maar ek kan een ding sê, God het my 'n hoopvolle toekoms beloof. Hy het gesê, ek sal regeer oor ander. Hy het gesê, hy sal my nie los nie. Hy het gesê, kan ek dit vanaand vir jou sê? Ons staan nie meer op God se beloftes nie. Dis hoekom het swaar gaan. Ons glo nie meer God se woord nie. Dis hoekom ons dink daar's nie toekoms nie. As jy my vanavond vra,
Wat wil ek my kind en my kleinkind leer? Ek wil nie leer om altyd te hardloop nie. Ek wil hom leer, dat is vir jou toekoms. Jy moet net op God vertrou. God is die een wat die voorsiener is van hulle wat hom glo. 12 door die 13de vers, gooi vir my op sy brief gehad. Sê hy met die woorde, hy sê, julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Ek weet nie van jou nie, maar die toekomst sonder God beteken vir my niks. Ek vraag nie vir rykdom nie, vraag nie vir eer nie, vraag nie vir welstand nie, wat ek wel voor vraag, ek soek die Here met my hele hart. Hy sê, ek sal my, deur julle laat vind, weer wat sê my sekste verhaals, om te dink daaraan, as ek God soek kan vind. Kan ek het vanavond vir jou sê, jy moet God begin soek, asof jy die toekomst daarvan afhang. Is dit? Hy sê, ek sal jou ook voor die toekomst gee. Hy sê, as jy my soek, hoe gaan ek om soek, asof my toekomst daarvan afhang? Wat beteken dit? Ek sal jou ook soek, tot ek omgekry het nie. Ek sal jou ook soek, voordat ek nie sy aangesig op my laat skyn het nie. Ek sal het nie los, voordat ek nie geseen het nie. Waarom nie? Want hy verklaar, ek sal my dit vind hier jou. As jy spreek die Here, hy sê, ek sal julle lot verander. Jy was dan bestem om hel toe te gaan, omdat jy God begin soek het, te sê, hy gaan jou bestemming verander. Jy was dan bestem om armoedige op die straat op te wees, maar omdat jy God begin soek het, dat jou bestemming begin verander. Miskien in die beste sake, maar miskien in die beste sake vrou, want jy sê, ek het iets geleer, God kan net verander van het soek. Hy kan jou net die toekomst gee, as jy hom vertrou. Hy sê, en ek sal julle versamel uit nasies en plekke waar ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek, waar ek julle in ballingskap gevoer het. Kan ek het vanavond vir jou sê, He's going to bring me home. Al het ek draai in die wêreld gaan dood, He's going to bring me home. Al het ek gevoel, ek gaan het nie maak, He's going to bring me home. Al het ek gevoel, ek wil opgee langs die pad en ek gaan sit, He's going to bring me home. Waarom? Hy sê dat ek vir jou hoop vir die toekomst. I've got a plan for you. Ek weet nie van jou nie. Maar dit het namelijk in my geest begin posvat. Daar's meer in my as wat ek sien. Ek mag dalk vir jou lyk soos 'n slaaf nou, maar gee my kans. God's besig om my uit te vat en my koning te maak. Mag dalk vir jou lyk as die slegste nou, maar God gaan my uitvat om my die beste te maak. Hoekom sê ek dit? Want God het 'n toekoms vir my en jou. Die vraag is, sal jy aan die voorwaardes voldoen om 'n toekoms te kry? Pastoor, wat is die voorwaardes? Voorgeskryf asseblief. Daarna voorgeskryf. Sê julle sal my soek en vind as julle my vra met julle hele hart. As jy die toekoms soek, soek God met jou hele hart. Moenie plan B en C probeer beplan nie. Moenie probeer sê, ek is in staat nie, kan ek het sê, jy is nie in staat nie. Slegs God
gaan jou toekoms hê. Elke hoofd gebuig, elke hoofd gesluit. Wil jy niemand bedroom kyk vanaand nie? Ek weet nie of vir die vanaand so sê nie, maar ek spoeg vir die leuen. Ek spoeg vir die leuen van die duivel. Wat vanaand sê is nie goed genoeg. Wat vanaand sê, ek sal nie vorentoe kan gaan nie. Wat vanaand sê, ek is nie in staat nie. Ek spoeg vir die leuen. En dit is die ergste van alles. Dan sê mense vir ons doen iets, en sê ons, ek kan nie. Hoekom? Want ek glo in die leuen. As daar een ding is dat in my woorde skat te bestaan is, ek kan nie. Hoekom? Want ek is tot alles in staat. Deur Christus Jesus op my krag gee. Hoekom? Want hy het vir my hoop voor die toekoms. He's preparing me for what's coming. As jy vanavond hier sit en sê, ja, ek wil nie meer die leuen glo nie. Ek glo in die toekoms, die brand nog goed toe. Wat sal met jou bly, dankie vir die ander bedrag wat die gewoon opgaan. As jy hand opgesteek, sal die samen opstaan, asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Here, lang genoeg was ek vertel, ek is nie in staat of goed genoeg nie. Maar ek kom vanavond en op 'n plek waar ek sê, ek glo, God het vir my 'n toekoms. Ek glo, die beste lê nog voor. Ek glo, God het iets, as ek hom net kan soek met my hele hart. Vyand, ek weerstaan jou leuen, wat jy oor my lewe uitgespreek het. Ek breek die vloek en die binding, wat ek of ander mense oor my lewe uitgespreek het. Ek vat vanaand die waarheid, wat God oor my uitgespreek het. Hy het gesê, hy het vir my 'n toekoms. En hier op grond daarvan, gaan ek nie bly waar ek is nie. I will accelerate into my destiny. Here, en ek wil vanaand kom en sê, nie deur krag nie, ook nie deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here, sal ek in staat wees, om vanaand die ballingskap af te lê, my mantel om my te gooi as oorwinnaar. Here, dan wil ek weer daar sy toekoms vir hulle wat die Here versoek met hulle hele harte. Ek wil die loof, ek wil die prys, ek wil die verheerlik, want daar is niemand soos U nie. En ek kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen en amen, ek kan sit plek in hier. Die Bijbel die laaste gedagte van jou lewe. Ek het iets geleer. En dit is dat die vyand sal jou altyd terugverwys na jou verlede toe. Jy kan nie dit doen nie, want jy het dit gedoen. Jy kan nie dit doen nie, want jy het dit gelaat gebeur. Jy kan nie dit doen nie, want dit het jou lewe verkeerd gemaak. Wil jou vrouw die antwoord gee? As hy jou herinner aan jou verlede, herinner ons in toekoms. Vyand, jy gaan brand in 'n vuur vir ewig en vir altyd. En ek sal saam met my God regeer, want dis die toekoms wat hy vir my voorberei het.